Ek het vandag 'n kosbare boodskap om met jou te kan deel en dit is, ek gesels met jou vandag oor die welding masker van die kind van die Here. Nou ek weet niks van welding af nie. Ek kan nie weld om my lewe te red nie. Tog het my pa vir my voor sy dood al 2 welding masjiene en 'n welding masker agtergelaat. Die Vader alleen weet wat moet ek maak daarmee, maar al wat ek weet is ek het vir hulle. Hulle staan daar in die kas en stof vergaar. Die een werk met 'n oliebad en die ander een werk met 'n fantjie wat vir hom koud blaas. Hulle kan weld as hulle moet werk, dis groot goeters. Maar ek weet nie 'n klou werk hulle nie. Ek weet jy sit hom iewers aan en dan weet ek as jy nie hierdie masker gaan opsit nie, moet mamma baie oogdruppels ingooi in daardie welding oë wat vandag ongehoorsaam was en nie gekyk het deur die welding masker nie. Maar ek gesels vandag met jou kind van Here oor die welding masker van die Here wat hy vir my en vir jou gee. Die woord van die Here sê 2 Timoteus 3 vers 16, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot onderwysing in die geregtigheid, om die kind van God volkome te kan toerus vir elke goeie werk, is ek en jy volkome toegerus. Dit beteken die Here gee vir my en vir jou 'n werk om te kan verrig. Hy gee vir ons 'n funksie om te kan uitvoer, maar dan gee hy ook vir ons toerusting. En vandag praat ek met jou oor die geestelike toerusting wat die Here vir my en jou gee vir elke situasie van ons lewe, en dit is die welding masker van die Here. Nou kom ons gesels gou eers vanoggend oor 'n welding masker, soos wat hy hierso staan. 'n Welding masker beskerm jou oë teen welders arc, ARC. Dis daai wit vlammetjie wat hy maak wanneer jy dan weld. Maak nie saak hoe jy weld, of jy met gas weld of jy nou met 'n welding rod weld nie. Hy beskerm jou oë teen welders arc. Dan kan welders arc vir jou tydelike of permanente skade gee, want hy droog jou oë uit, hy droog jou retina droog hy uit. As jy nou jou kornea of jou retina, waar is die dokters vanmôre? Is there a doctor in the house? Hy droog iets van jou vanmôre uit, maar al wat ek weet is ek en jy moet toegerus wees met die welding masker van die Here, dat ons geestelike oë nie kan uitdroog, of ultimately ons geestelike oë verwoes word nie. Dan hierdie welding masker bestaan dan nou uit 2 glasies. Ek kan nie met hom praat nie, maar dan gaan ek klink of ek in 'n pyp praat. Maar as jy op jou kop sit, dan is daar 'n glasie waardeur jy kan kyk. En hy druk my hare plat. So jy kan sien, ek is nie gebou om te weld nie. Maar luister, as jy die welding masker opsit so, dan kan jy deur hierdie glasie kyk. Hy kan vir jou sê waar moet jy wees. Ek kan julle baie mooi sien. Maar as ek so maak, kan ek niks sien nie. Nie 'n blou dooie ding nie. Ek kan niks sien nie. Want hierdie is die getinte glas wat uit mineraalglas gemaak is, en dan is hy so donker gemaak dat jy niks deur hom kan sien nie, totdat jy begin weld. Het jy al geweld? Waar is die broers vanmôre? Wie het al geweld? Pastor Jimmy, wie het al geweld? Wie het al geweld vanmôre? Ons het ek het al probeer weld, maar dit was 'n vet gemors gewees, hoor. Ek het al 'n kraan in die muur afgeweld. Toe moes ek 'n loodgieter kry om die kraan te kom vervang, teels uit die muur uit te breek, want ek het probeer om die pyp van die kraan wat gelek het reg te maak, en toe mors ek alles op. Ons moes amper die huis sloop, prys die Here. Maar ergens het ek besef, ek kan nie weld nie. Nou wil ek vandag vir jou sê, welder, ek en jy kan nie sonder 'n welding mask nie. Ek en jy as kind van die Here kan nie leef sonder 'n geestelike welding masker nie. Maar jy moet een ding vandag in gedagte hou, die groot geheim van die welding masker is, jy kan niks deur hom sien nie. Niks nie. Maar tog sê die Here vir my en vir jou vandag, ons moet hierdie welding masker opsit, selfs al kan ons niks deur dit sien nie, want dis presies hoe die welding masker werk. Ek en jy moet niks deur hom kan sien nie. Nou wat is hierdie welding masker? Waarvan praat ek dan nou? Wat kan so wees? Wat kan die ding wees wat die Here wil hê ek en jy moet opsit, wat gaan behels dat ons niks deur hom kan sien nie? Ons gaan kyk, maar ons kan nie sien nie. Wat is dit? En vandag sê die Here vir my en vir jou, sit op jou welding masker, kind van die Here, want hier staan dit geskryf vir ons in 2 Korintiërs 5 vers 7, want ons leef deur te glo en nie deur te sien nie. Dit moet jy vanmôre hoor. Dit moet jy vanmôre hoor, kind van God. Jy moet dit in jou gedagtes en op die tafels van jou hart neerskryf. Ek en jy moet leef. Dis mos ons tema, Pastor Jimmy, ons moet leef. Johannes 10 vers 1, 'n lewe van oorvloed wat die Here vir ons in gedagte het, maar as ons wil leef, moet ons glo en nie sien nie. Nou kyk, as jy my skuins wil hê, daar's sekere dinge wat ek haat in die lewe. Een van hulle is, as ek my hande was, ek tel my hande so op en daai water loop so in my hemp in, dan wie ek emigreer, maan toe. Ek haat dit, ek kan dit nie vat nie.
Dis een ding wat ek nie kan hanteer nie. 'n Tweede ding wat ek nie kan hanteer nie, is as iemand van agteraf kom en hy maak my oë toe, dan sê hy vir my, raai wie's dit? As ek wie, nee ek weet nie, die man in die maan. Bill Gates, Tom Jones, wie's dit? Nee, dis Bernard Redlinghuis. Dan kom hy nou vir agter en maak hy my oë vir my toe. Ek haat dit. Maar weet jy wat sê die Bybel vir ons? Hy sê vir my, ek en jy moet glo deur nie te sien nie. Dis hoe ons die lewe in oorvloed van lewe gaan hê, is dat ons gaan glo, maar nie eers gaan kyk waar ons loop nie. So wat God vir my en vir jou sê, ek en jy moet amper 'n geestelike blinddoek op hê en volkome op die Here vertrou en die masker van geloof dan opsit, die helmet van geloof, sodat ons in die plan van God vir ons lewe kan loop. Ek en jy gaan lewe in hierdie jaar en vir die res van ons lewe deur te glo en ongelukkig nie om nie deur te kan sien nie. Kind van die Here, die welding masker van God is geloof. Net soos wat 'n welding masker geloof is, en geloof beteken jy gaan nie sien wat môre gebeur nie. Jy het nie 'n waarborg dat alles môre gaan uitwerk nie, maar jou geloof in die Here is die waarborg wat sê dat alles sal vir jou ten goeie meewerk omdat jy na sy voorneme geroep is. Wil jy hom prys vanmôre daarvoor? Jy is na sy voorneme geroep en as jy die masker van geloof gaan opsit, dan gaan die Here nie toelaat dat jy jou voet teen 'n klip stamp nie. Ek gesels vandag met jou oor die welding masker van die Here. Jy sien om te weld, moet ek en jy, welding werk so. As jy nou die twee eisters so bymekaar het wat jy aan mekaar wil werk, dis nou hoe ek geweld het, né? En dit het vir my redelik gewerk al as ek moes geweld het, maar dit was tog nog 'n gemors. Dan sit ek nou hierdie masker op want ek wil nie eyes hê nie en dan sit ek nou die welding rod, sit ek nou op daai gleufie tussen die twee, dan trek ek hom so terug en dan hou ek een oog toe en dan voel ek daar val die welding rod nou in tussen hulle twee. Maar as hy ook tussen hulle twee inval, dan maak hy nou ook kontak en dan swys hy net daar. Dan sien ek deur die glasie. Hoor jy wat sê ek vandag vir jou? Jy moet net begin weld. As jy eers begin weld deur hierdie masker, dan kan jy sien. Want dan maak hy so 'n groen vlammetjie deur die glasie, dan kan jy presies sien waar moet jy weld. Daar waar jy begin het, was bietjie rocky en bietjie shaky geweest. Maar as jy eers begin weld het, dan kan jy hierdie welding deurtrek. En as jy ooit vir die welding rod laat, dan moet jy in elk geval weer van voor af begin. Jy moet net begin om te kyk deur die glasie waardeur jy niks kan sien nie. En dit is geloof in die Here. Want as ek en jy gaan sê, Here, ek gaan onvoorwaardelik my geloof op U plaas, sodat ek hierdie taak in my lewe, hierdie verskriklike, moeilike, onbegonne ding in my lewe kan afhandel. Ek gaan op U glo, bo enigiets anders, dan weet ek sal U voorsien dat hierdie welding presies gaan reg uitwerk. Glo jy dit vanmôre? Maar die Here wil hê jy moet glo. Die Here wil hê jy moet begin net te weld, al kan jy nie sien wat doen jy nie, want geloof sê, jy gaan nie sien nie, jy gaan lewe, maar jy moet glo. Dis hoe die welding masker van die Here werk. Jy sien, 'n welding masker, die welding masker van geloof, werk om blindelings te glo. Blindelings beteken weld net. As jy misgeweld het, kan jy dit afgrind of afborsel, maar begin net te weld. Sit net daai welding rod op hierdie stuk staal wat jy moet weld. Waar Shaal vanmôre? Hy het hierdie kerk daar sit hy daar agter. Sal ook nie sy hand opsteek nie, want hy is so beskeie. Hy het hierdie kerk se diewering saam met sy pa geweld. Hy kan vir my 'n paar goed lewer. Ek dink nie ek gaan by daai groot bouncer van hierdie gemeente vandag verbykom as ek hier wil uitgaan nie, want hy gaan vir my sê ek moet jou eens 'n paar goeders van welding leer. Maar wat jy moet weet van welding vanmôre, kind van die Here, is begin om te weld. Begin om te weld in die gees. Begin om te weld in die geloof, want jy gaan eers nie kan sien nie. Maar as jy sien, voor jy oë uitvee, die Here klaar die werk in jou voltooi. Glo jy dit? Jy moet blindelings glo totdat God die taak afhandel. Ons lees kosbare verhale in die Bybel, maar ons lees spesifiek vanoggend van die disippels wat verloor het omdat hulle nie 'n welding masker aangehad het nie. Die disippels was braaf geweest en hulle wou graag 'n maansieke kind gesond gemaak het. Die maansieke kind se pa het na hulle toe gekom en gesê, "Oor die hele manne, julle is mos die manne van Jesus van Nasaret. Hoor, julle moet my asseblief help. My kind het hierdie vreeslike siekte. Hy's demoonbesete en die demone laat hom spring in die vuur en laat hom spring in die water. En spring in die vuur en spring in die water. Julle moet hom asseblief help, hierdie kind is demoonbesete." En die disippels is vol bravade en gesê, "Right, nou gaan ons hierdie demone uit hierdie kind uitdryf in die naam van Jesus." En hulle probeer, and they failed miserably. Do you know why? Want hulle het nie die welding masker van geloof
op hulle gesigte gehad nie. Hulle het so met die een oog, het jy al so probeer weld? Hulle het so met die een oog probeer weld. En as hulle die welding het, dan gryp hulle so 'n glasie, dan druk hulle hom voor, maar hulle korrel hom so met die een oog. Kan ek gou vanmôre vir jou sê, die Here soek Dawids vanmôre, hoor, wat aan die geloof voor Goliat gaan staan en die Goliat gaan oorwin. Hy soek nie mense soos die disippels wat so met een oog bietjie mik, bietjie druk, bietjie hier, bietjie daar, so bang om net 'n aanstoot te gee vir mense dat hulle nie eintlik God se werk wil doen nie. God het nie vanmôre tyd vir so iemand nie, hoor. As die Here vir jou 'n opdrag gee, dan vra hy dat jy daai opdrag sal uitvoer, soos om hierdie disippels, waar die disippels hierdie maansekerkind moes gesond gemaak het. Maar hy vra vir jou een ding voordat jy dit gaan begin. Hy vra vir jou, sit op jou masker van geloof, anders gaan jy dit nie kan doen nie. Hulle het verloor sonder die welding masker. En Jesus kom by hulle aan, hy sien hier's 'n vreeslike commotion, hierdie disippels kom nie reg nie. Hy sê, wat gaan hier aan? Die disippels sê, Jesus het gesê, ons gaan hierdie demone kan uitdryf, maar ons kom nie reg nie. Hierdie jong seun verloor nie hierdie demoon nie, ons kom nie met hom reg nie, asseblief help ons, wat doen ons verkeerd? Weet jy wat antwoord Jesus hulle? Hy sê vir hulle, o ongelowige en verdraaide geslag. Dis kerkmense. Dis mense wat Jesus ken. Hulle ken hoe werk sy woord. Hulle ken hoe werk sy wette. Hulle weet hoe klop sy hart. Vir hulle sê hy, o verdraaide en krom, ongelowige geslag. Ek hoop nie ek of enige iemand vanmôre wat hier sit word ooit genoem deur die Here, o krom, verdraaide en ongelowige geslag nie. Maar hy sê vir hulle verder, in vers 20 van Matteus 17 sê hy, Jesus sê vir hulle, deur julle ongeloof het julle nie reg gekom nie. Want julle het miskien gedink julle gaan dit in julle eie krag doen. Of julle was te bang hierdie demoon gaan op julle spring, of ek weet nie wat nie, hulle was bang vir iets. Kan ek gou vir jou sê, as jy vrees toelaat, dan gaan geloof geen plek in jou lewe hê nie, hoor. Want geloof en vrees kan nie in dieselfde sin genoem word nie, want hulle is twee teenpole, hulle is twee totale uiterstes van mekaar. Jy moet geloof hê in die Here, want as hulle geloof gehad het, het hulle reg gekom. Maar Jesus sê vir hulle deur julle ongeloof, want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg hier vandaan, daarna toe, en hy sal weggaan en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. As jy vanmôre glo niks gaan vir jou onmoontlik wees nie, gee die Here lofoffer. Sê Here, ek glo niks gaan vir my onmoontlik wees nie. Is dit? Begin dan om jou geloofsmasker op te sit. Al druk dit jou opgeblaaste hare plat soos myne. Ek moet hier na my hare heeltemal gaan oordoen, want hierdie masker druk my hare plat. Weet jy hoe lank vat dit my in hierdie oggend om hierdie hare so te kry? Nie vreeslik lank nie, maar dis baie liefde met baie moeite gedoen. Maar dis omdat ons bang is ons gaan gedrop word deur die Here, dat ons nie meer ons geestelike masker van geloof opsit nie, maar eerder dinge in ons eie krag vat en dinge in ons eie krag probeer uitvoer in plaas van om te sê, Here, help my om weer hierdie geestelike masker van geloof op te sit, want dit is u volmaakte wil vir my lewe. Ons lees verder van 'n ander mens wat gedink het om hierdie masker te dra is opsioneel. Hy kan maar wel sonder hom. En sy naam is Petrus. Want jy sien Petrus en die disippels is in 'n bootjie en terwyl hulle besig is op die see, hier kom Jesus aangestap na hulle toe op die water. Hier loop Jesus na hulle toe, hierdie mense het hulle doodgeskrik, hulle het gedink dis 'n spook. Die Bybel sê, hulle het regtig gedink dis 'n spook wat na hulle toe aangestap kom. En Petrus skreeu en sê, Jesus, as dit regtig u is, laat my toe om op hierdie water te stap. Weet jy wat sê Jesus vir hom? En dis waar ek en jy soms die fout maak. Ons dink Jesus moet nou eers gaan dink daaroor. Ag Here, sal u my help? Here, ek wag om te hoor, sal u my help? Here, is dit moontlik? Gaan u my nou uit hierdie gemors uit help? Ja of nee? Sal u my net laat weet asseblief, baie dankie. En Jesus sê vir Petrus, kom. Hoor jy vanmôre die stem van die Here wat vir jou sê, kom. Hoor jy dit vanmôre? Besef jy vanmôre dat God almagtig sê vir jou, as jy op die water wil loop, wat moet jy maak? Kom. Kom net. Ek gaan staan so baie keer staan ek voor ons wasmasjien en dan sit ek my seentjie en my dogtertjie bo op die wasmasjien. Dan staan ek 'n meter terug, dan sê ek vir hulle spring. Nou my seentjie is nou al groter en as hy val gaan nie so seer kry nie, maar hy het meer vrymoedigheid ook en meer vertroue in my. Hy spring, dan loop ek nogal terug terwyl hy spring. Dan kyk, dan is sy oë so groot so spierings, maar dan vang ek hom. En dan die dogtertjie, dan sien sy wel dat dit vir hom gewerk, ek gaan ook spring. Dan spring sy en dan vang ek aan, ek sit hulle twee mooi neer op die vloer. Want dis wat die Here vanmôre vir jou sê. Hy sê, kom. Kom. En hier kom Petrus en hy begin te loop en hy sê, "Wow, maar dit werk. Dit werk." En die volgende oomblik kom maar 'n wind op. En terwyl die wind opkom,
Toe plaas hy sy geloofsmasker op 'n kant en hy sê, Here, hierdie welding rod raak nou te kort. Here, die krag van hierdie welding masjien is nou nie meer wat hy moet wees nie. Here, hierdie welder gaan nou ophou weld. Here, ek gaan eerder my masker afhaal, want net nou gaan dit nie meer vir my uitwerk nie. En die oomblik toe hy sy geloofsmasker afhaal, toe sink hy. Weet jy, baie keer het ek en jy al gesink, omdat ons nie geglo het nie. Hoor jy wat sê ek vanmôre vir jou? Weet jy, baie keer het ek en jy al gesink, omdat ons nie geglo het nie. Die woord van die Here sê vir ons in Matteus 14, vers 30 tot 31, toe hy die hoë golwe rondom hom sien, het hy paniekerig geword en begin sink. Hy skree toe vir Jesus, Here, red my! Jesus het onmiddellik sy hand uitgesteek en hom gegryp. En hy sê vir hom, jou geloof is maar bitter klein. Jou masker is afwesig, Petrus. En as jou masker van geloof afwesig is, dan gaan jy smelt. Ag, nie smelt nie, sink. Jy gaan sink, jou oë gaan smelt as jy probeer weld sonder om jou masker van geloof op te hê. Want die Here vra nie baie nie. Hy vra geloof net so groot soos 'n mosterdsaadjie. Dan sal jy vir 'n berg kan sê, hef jou op en werp jou in die dieptes van die see. Ek wil ietsie sê, Pastor Jimmy kan my dalk uitdra. As jy nie glo nie, ek gaan nou sinnetjie sê wat oom net moet beamoen of nie. As jy nie glo nie, kan jy nie hemel toe gaan nie. Is dit so? Dis die waarheid. As jy nie glo nie, kan jy nie eens hemel toe gaan nie. Dit terwyl Jesus vir jou 'n plek in die hemel berei, maar jy glo nie, dan gaan jy nie hemel maak nie, hoor. As jy nie die masker van geloof in elke grondgebied van jou lewe gaan opsit nie, dan gaan jy dit nie maak nie. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Want die Here gee vir my en vir jou die welding masker van hom, sodat ek en jy vir elke goeie taak, elke liewe taak, goed toegerus kan wees, omdat ek en jy kinders is van die Allerhoogste God. As my seentjie vir my vra, hy soek nuwe tekkies, want dit is nou 'n rugby toernooi of een of ander iets, dan gaan koop ek vir hom die tekkies. Dan loop ek eers by Pep en net om seker te maak, daar nie 'n tekkie daarop afmerk nie, want hy gaan daai tekkie in elk geval uitgroei. Maar ek gee vir hom die toerusting wat hy nodig het om te doen wat hy graag wil doen en wat hy graag moet doen. Dis hoe die Here ons toerus. Maar daai universele ding is die masker van geloof. Hoor jy wat sê ek vanmôre vir jou kind van God? Ek en jy gaan nie langer in hierdie reis van hierdie lewe kan wees sonder om die masker van geloof op te sit nie. En dis nie 'n maklike masker om op te sit nie, want jy kan niks deur hom sien nie. Dis nagdonker as jy hierdie masker opsit in hierdie klappeus toe. Maar as jy hom nie opsit nie, kan jy nie weld nie. Jy gaan jou oë verloor. En voordat jy jouself kom kry, is jy uitgebraai en uitgebrand deur die Satan se aanslag in jou lewe, net omdat ek en jy nie die masker van geloof wou opsit nie. Ons lees van iemand anders, sy naam is Abraham. Abraham slaag met die masker van geloof. Die Here sê vir hom, Abraham, gaan offer jou seun Isak vir my. En die woord van die Here sê, dadelik het Abraham Isak gevat om hom te gaan offer. Hy het hom dadelik aan die hand gevat en hy het vir hom gesê, kom, laat ons gaan. En hy sê vir hom, waarheen gaan ons? Hy sê, ons gaan 'n offer aan die Here bring, ons gaan Moria toe, kom. En hy maak nogal die hout vas op Isak se rug. Hier stap hierdie twee manne, daar gaan hulle. Hier in die loop vra Isak vir hom, pa, jy het die vuur in jou een hand, die mes in jou ander hand, en die hout is op my rug, maar waar's die offer? Weet jy wat sê hy vir hom? Ek sou hom nou nogal geterg het, ek is 'n slegte pa, ek sal my kind op my senuwees wou maak, en vir hom sê, jy's die offer. Ek sal dit vir hom gesê het, want hy is mos die offer. Maar hy sê vir hom 'n baie, baie mooi ding. Hy sê vir hom, moenie bekommer nie my seun. Die offer gaan self deur God voorsien word. Genesis 22 vers 8 sê vir ons, self sal die Here die lam voorsien, my seun, antwoord Abraham. En so het die twee verder gestap. Welding masker van geloof op die kop. Daar gaan die twee manne Moria toe. Hulle gaan nou die offerhande gaan hulle nou bring. En terwyl hy daar besig was met sy seun en besig om die hout op die altaar te pak, hier waar die offer moet gebring word, toe sê sy seun vir hom, wanneer kry ons nou die lam? Wanneer kry ons nou die offer wat vandag moet gebring word? En die volgende oomblik, toe Abraham regmaak om sy seun te offer, toe kom daar 'n engel se stem uit die hemel uit, 'n hoorbare stem, ek glo soos 'n donderslag, daar op Abraham en op Isak neer. Hy sê vir hom, Abraham,
moenie jou seun offer nie. En toe hy opkyk na die stem, toe sien hy daar ver is 'n ram wat in sy horings verstrengel is en hy weet omdat hy die masker van geloof opgesit het en gesê het, Here, al vat U my kind, glo ek gaan U hom weer opwek, maar ek gaan gehoorsaam wees. Gaan ek en jy vandag gehoorsaam wees? Al is daar baie op die spel, al is daar alles op die spel, kan ons vandag gehoorsaam wees en die masker van geloof opsit en doen wat die Here van ons verwag om te doen. Kan ek en jy dit vanmôre doen? In ons werksplek, in ons huwelik, in ons persoonlike lewe, in ons verhouding met God, in ons emosies, in ons siekte toestand, in ons finansiële verknorsing, kan ons maar die welding masker opsit en sê, Here, ek weet nie hoe gaan dit lyk, hoe môre, oormôre in die toekoms gaan lyk nie, maar wat ek wel weet is U is in beheer en ten volle in beheer hiervan en ek gaan my masker van geloof opsit, want dan weet ek sal ek saam met U en met hierdie geloof berge kan versit. Hy het dit regtig geglo, ons lees dit later in die Bybel, waar Abraham sê, ek het geglo, God gaan my seun weer opwek, nadat ek hom vir God geoffer het. Dit is wat Abraham geglo het, en as gevolg daarvan, bestempel die woord van die Here ook Abraham as die vader van geloof. Is dit nie mooi nie? Die vader van geloof. Ek wonder of ek en jy vandag, as ons eendag, hopelik nog honderde jare van nou af, as ons geliefdes moet begrawe en tot sien sê, en mens weet nie wie gaan eerste nie, wanneer 'n mens by 'n begrafnis is, kan ons darm van ons mense dan sê, hierdie was 'n man van geloof gewees. Hierdie was 'n vrou van geloof gewees. Hierdie was iemand wat alles in God se hande geplaas het en die masker van geloof opgesit en gesê, Here, maak nie saak wat se spaaks die lewe my toedien nie. Ek het die masker van geloof op en geloof is wat U van my benodig sodat ek in alles voorspoedig kan wees. As jy dit saam met my glo vanmôre dat jy in alles voorspoedig gaan wees as jy glo, gee die Here lofoffer. Hy wil jou vandag wil hy jou optel. Hy wil jou seën omdat jy glo in hom. Hebreërs 11 vers 6. Hebreërs 11 vers 1 sê eers, voordat ek by 11 vers 6 kom, sê geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop en 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Vers 2, want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Ek kan hang aan ons ouer mense se lippe as hulle ons vertel van geloofsverhale van hoe die Here vir hulle voorsien het, hoe hulle geloof eerste geplaas het in die Here en die Here vir hulle voorsien het ver bo kan wat hulle ooit voor kon bid of dink of verwag. Deur hulle geloof het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Ek verwys baie na hom, maar die pastoor wat hierdie kerk gebou het, wat al in die 70 is, hy sterk op pad 80 toe. Hy wys altyd so met sy vingertjie. Hy sê, dis wat die Here vir my gesê het, of dis wat die Here hier vir ons gedoen het. Ek het dit al vir julle vertel, toe hierdie kerk gebou is, toe het hy van 'n baie hoë scaffolding afgeval op die naad van sy rug, toe breek hy sy rug. Pastoor Pieter Prys. Hierdie gedenkplaat hier hang hier voor in die ontvangs met sy naam op toe die kerk ingewy is, amper 36 jaar terug. En hy kom by die dokter aan, dit was 'n dag of twee net voor die naweek, hier so in 1990 iewers, en hy staan by die dokter, of hy sit by die dokter seker maar in 'n rolstoel, sou seker nie kon lekker loop nie met die gebreekte rug van hom, en die dokter sê vir hom, meneer, jou rug is gebreek. Ek sien jou maandagoggend in Johannesburg, een of ander hospitaal daar, sien ek jou vir 'n operasie om jou rug se fusie te kan doen met die wervels wat gebreek is. Weet jy wat sê hy vir hom met daai vingertjie? Hy sê vir hom, dokter, jy maak seker 'n grap. Wanneer laas het ek en jy vir die dokter gesê, dokter, jy maak seker 'n grap? Wanneer laas het ons vir die skuldeiser gesê, jy maak seker 'n grap? Wanneer laas het ons geloof in aksie gesit en gesê, Here, ek gaan nie toelaat dat die vyand met my maak wat hy wil nie, en bietjie ons vinger uitgesteek en gesê, jy maak seker 'n grap. En hy sê vir die dokter, jy maak seker 'n grap, dokter, ek sien jou nie maandag nie, jy kan dit vergeet. En ek weet nie of jy glo in goddelike genesing of nie, maar daardie pastoor het teruggekom na hierdie einste pastorie van pastoor Jimmy hulle, en hy het gelê op die naad van sy rug in hulle studeerkamer. Hy het daar gelê en hy het gesê, Here, ek sal nie hier uitgaan voordat U my nie aanraak en my volkome gaan genees nie. Hy het dit regtig gesê. Hy sê vir ons, dan moet hy badkamer toe gaan, dan seil hy soos 'n slang tussen die deure van die huis om by die toilet uit te kom. Want hy kan nie loop nie, hy het sy rug gebreek. Hoeveel keer sê ons, Here, die dokter se diagnose lyk vir my beter as wat dit is om die masker van geloof op te sit. Here, die skuldeiser se state lyk vir my min of meer reg, so daar's niks hoop meer vir my nie. Ek gaan nou maar onder, is alright, Here. Hoeveel keer het die Here van ons verwag om die masker van geloof te kan opsit?
en te sê, Here, ek gaan glo, selfs al maak niks sin nie. Here, ek gaan glo, selfs al is my rug af. Here, ek gaan loop, maar ek sal hier uitstap en U sal my aanraak en ek weet, want ek sal vir mense gaan vertel daarvan dat die Here het aan my geraak, ek is aangeraak en my rug is genees. Dit is wat hy geglo het en hy het geweier dat enige iemand hom anders gaan vertel. Jy weet, soms as jy besig met die werk van God, kyk wat staan vandag hierso. Dan kom die Satan met so welding aak na jou toe, om jou te kom seermaak. Soos wat hy met daardie pastoor gemaak het. Maar hy het vir ons geleer, wat is dit om jou masker van geloof op te tel? En hoor wat ek nou vandag vir jou sê, voordat hy maandag by daardie hospitaal moes inloer, het die Here sy rug aangeraak, ek weet nie hoe nie, ek weet nie hoe en waar en wat het gebeur nie. As jy nie in goddelike genesing glo nie, moet jy jou Bybel lees. Want die Here het daai man aangeraak, 1 Korintiërs 12, gawe van genesing. Daai man het opgestaan uit sy hierdie studeerkamer uit, het hy opgestaan en hy het uitgeloop en sy rug mekeer tot vandag toe niks nie. Weet jy waarom? Omdat hy gekies het om die masker van geloof aan te sit, toe die welding aak, amper sy oë wou uitbraai. Wil jy nie Here bietjie prys vanmôre daarvoor nie? Goddelike genesing vind nou nog plaas, hoor. Goddelike genesing is 'n integrale deel van my en van jou lewe, ek glo dit. Hebreërs 11 vers 6 sê, as jy nie glo nie, is dit onmoontlik om God tevrede te stel. If you want to please God, have faith. Hou op met allerhande godsdienstige tierlantynkies om die Here tevrede te probeer stel. Daar's niks krag daarin nie, hoor. Hou op om dinge te probeer doen om jouself te regverdig voor die Here. Daar is niks daarin om jouself te kan regverdig nie. Dit beteken vir God absoluut niks nie. Maar begin om jou geloofsmasker op te sit en te sê, Here, ek wil glo, want ek wil U graag tevrede stel. Verder sê hy, wie tot God wil nader, moet glo. Moet glo dat hy werklik daar is en dat hy die wat na hom soek, beloon. Weet nie van jou nie, maar ek wil graag beloon word in die Gees. Here, ek wil graag beloon word op elke grondgebied van my lewe. Ek glo jy ook. Ek sien nog nie 'n hand nie, maar ek glo hulle gaan kom. Daar's 'n paar hande wat geestelik beloon wil word, wat sê, Here, U wat die beloner is van elke persoon wat hier is, U wat alles sien, U wat nie slaap nie, en by U wat die vee op heuwels by duisende is, U wat kan gee sonder om U hand terug te trek, U wat beloon, sal net gee vir hulle wat glo. Ek wil my boodskap afsluit vanmôre. Ek wil vir jou sê, Martin Luther, dis nie die politikus wat hier in die 1900s geleef het nie. Martin Luther is 'n sendeling uit Duitsland uit wat in die 1400s geleef het. So hy's 'n paar jaar oud. Wel, hy lewe daarom nou nie meer nie. Maar hy het gesê, faith is a living, met ander woorde, hy's aktief, daring, dis waghalsig, dis lewende, waghalsige vertroue in God se genade. Dat jy so seker en oortuig is, dat jy jou hele lewe op die spel kan plaas, 1000 kere. Dis geloof. Faith is a living, daring confidence in God's grace, so sure and certain that a man could stake his life on it 1000 times. Gaan jy vandag saam met my glo? Selfs al maak niks sin nie. Gaan jy vandag saam met my die masker van geloof opsit en sê, Here, ek kan nou niks voor my sien nie. Nou is dit eers donker, want nou gee ek alles oor in U hande. Ek wou môre by die werk, wou ek iets probeer het. Here, ek wou in my finansies iets probeer het. Here, ek wou in my huwelik, wou ek iets probeer het, maar ek gaan nou ten volle vir U oorgee. Nou dat ek dit vir U oorgee, Here, nou kan ek niks sien nie, want nou het ek geen beheer nie. Maar ek gaan begin weld, want U verwag van my geloof sonder werke is dood, sê die skrif. Ek gaan begin weld, ek gaan begin doen wat U van my verwag, en dan weet ek, kan ek deur die oë van geloof, kan ek berge versit. Vir 'n berg sê, hef jou op en werp jou in die see, want God se genade kom na vore, as my en jou geloof na vore kom.